Goeiemôre. Baie welkom vanoggend in die erediens. Ek het hom gedink Piketberg gaan 'n bietjie moeg wees vanoggend na die Zebrafees. Wie was almal betrokke by die fees? Steek gou op julle hande. Ja, ek weet van pannekoekbakkers. Ja, Sonja was wie nog? Ek het so vinnig gehou op die hande. Hannie. Wat dis ook 'n stalletjie gehad, Hannie? Nee, jy was by pannekoek. Baie dankie. Die ACVV help. Dis 'n goeie samewerking by Disa wat vir ACVV help. En die tuis was ook betrokke, né? Louis, jy was 'n salesman, hoor ek, by die pannekoeke. Maar ons salueer julle wat almal so ywerig gehelp het om ook fondse in te samel vir die PAS en ook vir al die organisasies wat verteenwoordig was. Ek het nou vinnig gekyk weer 180 jaar gelede, dis 1846 waar die skool begin het. En dit was maar min kindertjies, ek dink dit was 12 op 'n stadium gewees. En baie van die kinders het uit dit was een gemeenskap gewees, so dit was 'n lekker skool vir die hele gemeenskap. En dis hartseer dat 'n mens later skole opgedeel het in verskillende groepe, maar dit klink my in daai tyd het ouers ook maar gesukkel om die kinders by die skool te kry, want die kerkraad het 2 ouers aangespreek, omdat hulle versuim het om hulle kinders by die skool te laat skool gaan. Maar nou weet 'n mens afstande, hoeveel mense het nou al daai tyd in die dorp gebly, die dorp of die gemeente is in 1831 gestig, so 1846 het die departement, het die skole 'n gouvernementskool geword, Engels mos nou, en dit klink my, het was ook moeite om 'n onderwyser te kry wat kan Engels praat. Een van die onderwysers wat hy was, sy Engels was nie so goed nie, en ek hoor hy toe later in Calvinia gaan skool gee, want dit lyk my in Calvinia het mense nie baie erg gehad om Engels te leer nie. So hy kon toe op so 'n manier nog aangaan met skool gee in 'n privaat skool in Calvinia. Maar is wonderlik om te sien die verhouding tussen die kerk en die skool van die begin af. Die koster het ook skool gegee. So jy moes 'n koster kry wat kon klas gee ook. En ek weet een van die kosters wat hy aangestel is, het begin om te vra vir 40 pond voorskot. En ek weet nie hoeveel maande nie, toe vra hy of hy nie nog 30 kan kry nie. Toe sê die kerkraad, nee, jy dan al 40 weg, jy moet nou eers 'n bietjie werk voordat ons weer vir jou kan betaal. Maar is 'n wonderlike om so terug te gaan in die geskiedenis en te dink 180 jaar later, en hier hou die skool groot feeste met klomp kinders in die skool en onderwysers. Ons is so dankbaar vir goeie skole in ons omgewing en goeie leerkragte. So baie dankie aan PAS vir die wonderlike geleentheid wat julle ook oor die naweek aangebied het, en ook vir mevrou Koen en die personeel, dat julle ons gemeenskap so mooi dien. Terwyl ons so stil raak voor die Here, wil ek net daai 4 tekste is vanoggend dan oor die wêreld heen, tekste wat in kerke gebruik word, nie in alle kerke nie, maar Esegiel 37 is ons teks vir vanoggend, waar hy sê, ek sal my asem in julle gee, en julle sal lewe. En dan die ander tekste is Johannes 11 vers 1 tot 45, waar Jesus vir Lazarus uit die dood laat opstaan, en Romeine 8 vers 6 tot 11, waar die Gees die lewe in ons wek. En dan Psalm 130, wat vir ons aanmoedig om te wag op die Here, omdat daar by die Here troue liefde is. Ons begin dan die diens met Psalm 130, wat sê, uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sonde skuld toereken, Here, my Heer, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontsag afdwing. Ek wag op die Here. My hele wese wag op die Here. En op sy woord vestig ek my hoop. Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor hulpeloos voel en hopeloos voel. En partykeer voel 'n mens so hier op die buitekant of in jou kop hulpeloos en hopeloos. Maar as daai hulpeloosheid en die hopeloosheid deurgaan tot in die murg van jou lyf, dan weet 'n mens jy is in die moeilikheid, jy kan jouself help, en dan wag 'n mens dat die Here van buite af sy hand na jou sal uitsteek. Broers en susters, terwyl ons so met ons hele wese wag op die Here en op sy woord, is dit my voorreg om vir jou te sê, genade, barmhartigheid en vrede van God,
Hy wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord dan op die groet van die Here met lied 525. Dit was so seën toe hierdie reën oor ons uitsak en 'n mens weet die meeste van die boere het klaar druiwe geoes, so die reën kan maar weer kom. En hier sê die lied, maak my die hart bly en dankbaar, want U gee seën soos 'n milde reën, U vertroos ons in smart. Ek gaan nou 'n demonstrasie hê en ek so bly die voorste bank is vol van jong mense wat my gaan help. Ek spot sommer met julle. Dankie vir die hulp met die voorsang. Kom ons staan en dan sing ons lied 525. Here, hoe blymoedig is 3 verse Ellison. Baie dankie. Ek het 2 kinders nodig om my te kom help. Wie sal vir my kom help? As ek hoor daai skooltasse wielietjies gaan nou verby die huis, dan weet ek hoe laat dit is. Nee, op die tyd. Sê gou vir die mense wat jou naam is. My naam is Cecilia. Het julle almal gehoor? Cecilia, sê gou vir die mense wat jou naam is, praat nou sommer hier so by my. Carlia, Cecilia en Carlia. En ek het hier so 'n tafel, kan julle vir die mense sê wat dit is? Wat dink julle is dit? Skelet, ja. Cecilia, wat is dit? 'n Skelet. Wat se woorde gebruik 'n mens nog vir 'n skelet? 'n Geraamte, dis reg. En terwyl julle 2 probeer om al hierdie skeletbene uit te sorteer, gaan ek so 'n bietjie met die mense verder gesels. Is dit reg met julle? Wat se skelet, wat se geraamte is daar op die skerm? 'n olifant. 'n Olifant. Die tande gee hom weg, né? En partykeer dan sien 'n mens praat hulle van sulke olifant begrafplase waar daar klomp bene so lê. Dis reg.
Ons gaan vanoggend lees uit Esegiel 37. En Esegiel vertel vir ons dat hy 'n visioen sien. Dis 'n gesig wat die Here vir hom wys. Ekskuus, julle kan hierdie pennetjies gebruik. Ai, maar julle is hom oulik. Sien jy, 'n goeie begryper het net 'n halwe woord nodig. Dankie. Julle kan mekaar help ook as dit makliker gaan wees as een vashou en die ander in die pennetjies deursit. Dankie. Esegiel vertel van 'n visioen wat hy sien, 'n gesig wat die Here vir hom gee, van 'n vallei, 'n laagte tussen heuwels of berge. Ons weet nie hoe dit gelyk het in sy geestesoogie, maar hy sien hierdie vallei en dit is vol bene, vol dooie bene. En dan vra die Here vir hom, Esegiel, dink jy hierdie bene kan weer lewe? En dan sê hy, nee, ons weet wat hy dink, maar hy sê, die Here is aan my, so hy sê, nee, dit weet net die Here. En dan sê die Here, maar Esegiel moet praat met die bene. En dan begin die bene by mekaar kom, en daar kom senings, en daar kom vleis aan die bene, en daar kom 'n vel oor die bene, femur. Wat is 'n femur, juffrou? Die grootste en sterkste been is dit hierdie boonste een, daai ene. En 'n femur, kry ek nou, maar die femur was al daar, die vel en die vleis moes oor die femur kom. Dis reg, alles kom terug. So Esegiel sien dat hierdie bene kry alles terug wat hulle moet hê om mense te kan wees. Maar dan sê die Here weer vir hom, hy moet profeteer. En ek wonder nou, as julle na hierdie ding in my hand kyk, dis 'n ballon, julle kan dit almal sien. Is daar goed wat ons kan lewe gee? Is daar goed wat ons mense weer kan lewendig maak as dit dood is? Kyk maar weg teraan. Is daar goed wat ons kan lewendig maak as dit dood is? Hoe lank het dit? Is reg? Is reg? As 'n mens sien jou plantjies se blare begin hang en dan kan jy gou water gooi en jy gaan hom dalk nog kan gered kry, dis reg? Of as iemand 'n hartaanval kry of iets wat baie ernstig is, verskriklik, en 'n mens is gelukkig naby mense wat jou kan help, paramedici, dan kan hulle jou weer aan die gang skok. Wat se goed kan ons nog weer lewendig maak as dit dood is of dreig om dood te gaan? Ekskuus tog, mond tot mond asemhaling. Ons dink nog, maar mense kan baie keer 'n organisasie wat dood is weer lewendig maak, nê? Weer nuwe gees kry in ons, maak hy organisasie weer 'n lewendige organisasie. So ons kan op sulke maniere, so daar's 'n manier waarop ons kan lewe gee. Wat dink julle gaan gebeur as ek nou hier los? Gaan hy boontoe? Kom ons kyk. Ja, maar het ek hom 'n bietjie lewe gegee, nê? Maar nou is hy weer mors dood. So ons mense, ons kan goed so bietjie aan mekaar sit en by mekaar bring, maar ons kan nie regtig lewe gee aan iets wat dood is nie. As 'n batterypap is, ek kan hom weer laai, of ek kan die sonkrag koppel aan die huis as die elektrisiteit af is en op so 'n manier weer 'n bietjie lewe bring in die huis. Maar dis maar alles goed wat ek by mekaar sit. Dis my asem wat nou hier in die ballon was, maar as my asem uit die ballon net is, dan sy weer tot nie. Vorder julle twee. Is hy die beste in hierdie speletjie? Waarom is dit altyd 'n kompetisie? Cecilia, hè? Is dit nie 'n kompetisie nie? As ek voor was, dan het ek gesê dit is 'n kompetisie. Jy's baie ordentlik. Hulle vorder. En ek het gewonder of julle gaan weet watte been moet by watte ding kom. Het julle dit in NW geleer? Natuurwetenskap in 'n skelet gebou. Asai. Hoe gaan jy hom aansit? Die wonder van Esegiel se storie wat hy vertel, is dat daar 'n tweede keer is wat die Here vir hom sê hy moet praat. En wanneer hierdie bene bymekaar gekom het en hulle het vleis omgekry en senings en hulle het vel om, dan sê die Here vir Esegiel, jy moet weer praat. Maar hierdie keer kort die bene wat nou soos mense lyk wat daar lê, hulle kort lewe. En dit is die wonder wanneer Esegiel daai tweede keer praat en daar lewe in hierdie mense kom. En dit is waaroor ons vanoggend uit die teks uit met mekaar saam gaan lees en ook saam gaan praat oor hoe dit gebeur, dat 'n mens kan praat en daar kom lewe in die dooie bene.
Wat aan Cecilia, wat aan wil jy hê? Asai, baie dankie. Julle kan nog so 'n bietjie aangaan. Is dit reg so? Totdat julle klaar is. En dan kan julle vir my wys. Hou jy van skelette bou? En julle het nou so oulik gewerk dat julle kan met die skelette ook vir julle saamvat, hoor. Maar julle moenie loop voordat julle gewys het vir die mense hoe lyk die mannetjies wat julle nou gebou het, hè. Is julle tevrede met hoe dit vorder? Ek is baie beïndruk met julle. In Esegiel 37 vers 11 staan daar, wat is die gedagte wat die Here het met hierdie bene in die vlakte, in die vallei? Dan sê hy, hierdie bene is 'n simbool van die hele huis van Israel. So die Here is nie regtig met Esegiel by 'n vallei met regte dooie beendere nie. Dis alles iets wat hy in sy gedagtes sien, 'n visioen wat hy het. Maar die Here help hom om te verstaan, wat is dit wat hy sien? En hy sê, dis eintlik die huis van Israel. Dis mense, 'n volk, wat lewe, hulle is nie dood nie, hulle is nie fisies dood nie, maar hier binne hulle, voel dit vir hulle as hulle dood is. Hulle voel soos dooie bene. Hulle sê ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. En dan sien ons in vers 14 dat die Here vir hulle sê, ek weet hoe julle voel, maar ek sal my asem in julle gee, en julle sal lewe. Kom ons kyk gou, hoe lyk daai twee mannetjies? Mooi man, nou kan ons regtig vir julle hande klap. Julle kan julle pakkie saam met julle vat, hoor, en dan deel julle dit met die familie as julle wil. Verreël maar julle eie reëling, hoor. Dis julle sin. Geniet dit. As ons na hierdie teks luister van Esegiel 37 vers 11, waar die volk sê, hier binne in ons diepste binneste, is ons verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Dan sien ons in die Hebreëse taal, is dit 'n uitdrukking wat op ander plekke ook gebruik word in die Ou Testament. Dis 'n manier van praat oor wat jy ervaar. In Psalm 31 staan daar, my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesig. My krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Dis 'n hulpelose, hopelose gevoel wat jy het, wat tot in jou murg sny. Jou gebeente is besig om uit te teer binne jou. Nog 'n plek in Psalm 6 vers 3 staan daar, wees my genadig, Here, want ek kwyn weg. Genees my, Here, want in my gebeente is ek beangs. So ons begin die gedagte kry van hoe die Hebreërs gedink het oor hierdie gebene van hulle, en as hulle daaroor praat, Psalm 102 sê, want my dae eindig in rook, my gebeente word verskroei asof in 'n vuurherd. Dit voel asof ek uitgebrand is. En daarom die gebed wat voor dit gaan, wat hy daar in vers 4 sê in vers 3, moet tog nie u gesig vir my verberg in my tyd van nood nie. Draai oor na my in die tyd wanneer ek roep. Ons kry die aanvoeling, wanneer mens praat van jou bene binne jou, verdroog, dit voel asof hulle in 'n vuur verbrand word, dat jy regtig hier uit jou murg uit roep en in die nood is. Kom ons raak saam stil en dan bid ons saam voordat ons die teks lees. Here, ons wil ook sê, hy dieptes gans verlore, roep ons tot U, o Heer. En as ons dit sê, dan weet ons dat ons almal se storie verskil van mekaar. Dat as ons so dink oor hulle wat op die lief en leed lysie vanoggend vir ons is, dat die gebede wat daar gebid word, waar daar siekte is, waar daar ernstige diagnoses is, Here, is anders as hulle wat Vrydagmiddag daar op die rugbyveld te mekaar gespeel het. Dis swaar as jou liggaam swaar kry. Dis swaar as jy aan jou liggaam ly, as jy siek is, as jy een of ander stryd het wat jy in jou lyf moet stry. En Here, daarom hoor ons hoe hulle roep. En ons weet U hoor. Dis so mooi in die woord as hy sê, U vang al ons trane op. U ore is oop, U hoor alles wat ons tot U roep, wat ons tot U bid. En Here, dan dink ons ook aan mense wat selfs in sulke omstandighede nog ander uitdagings ook moet aanskou, moet hanteer.
Ons dink aan mense wat finansiële uitdagings het, Here. Hoe swaar is dit as jy moet werk en jy siek? Hoe swaar is dit as jy rekening moet betaal van die dokters en jy het nie die geld nie. Jy het nie 'n mediese fonds nie. Here, hoe swaar is dit as die munisipale rekening kom en jy het nie die geld om dit te betaal nie. Here, hoe swaar is dit as 'n mens gedurig deur verantwoording moet doen aan mense vir wie jy geld skuld. Here, ons dink ook aan mense soos ons hoor daar in die Kaapse vlakte, ouers wat maar liewerste platteland toe trek en met amper werkloos moet wees op die platteland omdat hulle nie kans sien om hulle kinders in te midde van geweld groot te maak. Hoe die weermag ingeroep moet word om die geweld in gemeenskappe af te bring. Here, mens kan dink dat mense roep vandag uit daardie woonbuurte uit na U toe. Oor jare roep mense na U toe. Waar kinders doodgeskiet word, waar kinders vasgevang word in dwelms en bende geweld, en bende aktiwiteite. Hoe magteloos, hoe hulpeloos sulke ouers voel. Onderwysers in sulke gemeenskappe waar jy nie weet wie kom vandag skool toe nie. Wat gaan ek vandag moet hanteer nie? Here, en so kan ons van gemeenskap tot gemeenskap loop en dink oor die nood, oor die hopelose, hulpelose gevoel wat mense kan hê. As 'n mens dink aan dorpe en stede in ons wêreld waar mense vanoggend wakker word met bomme wat val, met die onsekerheid van oorlog wat oor hulle hang, die swaar rookwolke van olie, raffinaderye wat aan die brand is. En Here, dis mense wat dit aan mekaar doen. Die psalmskrywer het sê is oor sy ongeregtigheid, wat hy swaar kry, wat hy so uitgeteer is. En Here, hoeveel ongeregtigheid is daar nie in ons wêreld nie, waar mense in 'n oomblik 'n besluit kan neem wat ander se lewens ingrypend verander. En dit dan uiteindelik ook kan regverdig en sê, maar ons het rede gehad. Ons het geslaan voordat hulle slaan. Here, dit klink so ver verwyderd van U woord, van dit waartoe U ons aanmoedig, terwyl ons met die sonde worstel. Die lewens wat U ons aanmoedig om te leef, onder leiding van die Gees. En Here, ons ervaar hoe mense lewe na die vlees, en dit nie die dood in ons wêreld bring. Here, wees ons genadig, help ons, staan ons by, wys vir ons die weg, U het dit vir ons kom wys, U is dit self. Help ons om dit te sien, om dit te hoor, om nie beangs en benoud te raak en ander paaie te kies, as die pad wat U vir ons kom wys het self nie. Here, mag ons in hierdie oomblikke weet dat as ons stil raak en wag op U, wanneer ons inasem en uitasem, dat ons die lewe ontvang het van U. Leer ons, Here, leer ons hoe om te lewe. Ons wag op U. Amen. Voordat ek gaan lees uit Jesegiel 37 uit, sommer net so 'n paar gedagtes wat ons weet ken in Afrikaans, niks goeds kan hieruit kom nie. Daar's geen salf aan te smeer nie. Dis 'n doodloopstraat. En julle kan hoor in daai uitdrukkings wat ons baie keer gebruik, hoe hopeloos en hulpeloos sulke uitdrukkings is. Dat 'n mens eintlik sê, daar moet 'n punt kom aan die einde van hierdie sin, want dis die einde. Dis klaar, dis verby. Daar is niks hoop meer nie. Die teksgedeelte wat ons lees, gaan oor daar waar die bomme nou val. In Israel, in Iran, Irak is daar tussen hulle twee dae 'n paar jaar gelede, dekades al, het bomme ook geval in Irak. Dis die Midde-Ooste is 'n woelige wêreld. En dit klink my dis omdat baie ander lande ook daar invloed uitoefen wat dit so woelig is baie keer daar. Maar die strepe wat julle daar sien, die rooi streep wat daar aan die bokant loop, meer na die noorde van Irak toe, ook daar in Sirië in, dit is waar die Assiriërs geheers het, 150 jaar voor hierdie gedeelte wat ons lees, en hulle die noordelike 10 ryke het hulle weggevoer in ballingskap. So die Here se volk wat hy gekies het om sy seën na die wêreld toe uit te dra, was 12 stamme gewees, 10 stamme in die noorde en 2 in die suide, Benjamin en Juda in die suide en die ander 10 in die noorde, en die Assiriërs het die 10 noordelike stamme alreeds weggevoer gehad, teen die tyd wat ons nou die teks lees uit Jesegiel uit. So die 2 suidelike stamme het oorgebly en eintlik het Benjamin maar opgeneem geraak in Juda,
En toe, in daai tyd, het die Babyloniërs was die sterk moondheid gewees, die sterk volk gewees, hier in Irak, se omgewing. En hulle het aanvalle geloods teen Israel, wat nou daai eintlik gesentreer was in die stad Jerusalem. En Israel het weerstand gebied teen hierdie Babyloniërs wat hulle aangeval het. Maar in 597 voor Christus het hulle het reg gekry om Jerusalem in te val. En hulle het 'n klomp van die leiers van Jerusalem, van Israel, het hulle weggevoer na Babylonië toe, na Babel toe. En toe in 587 voor Christus, het hulle tweede keer Jerusalem ingeval, Jerusalem het weer weerstand gebied, en toe het hulle regtig die stad platgevee, die mure afgebreek, die tempel afgebreek, en hulle het 'n groot deel van die bevolking, van die Judeërs, het hulle weggevoer in ballingskap. So dis daai blou streep wat so deur Sirië gaan, en dan na Irak toe. En dit was die ballingskap wat die volk getref het. Esegiel was 'n jong man gewees, hy was 'n priester gewees, en hy was met daai eerste groep in 597, is hy meegevoer in ballingskap. So hy was in Babel, en hy het begin met sy profesie, het hy uit Babel uitgeskryf vir die volk wat nog in Jerusalem agtergebly het, en 10 jaar later het hy die boodskap gekry dat Jerusalem finaal geval het. Dit lees ons in hoofstuk 33. En dan verander sy profesie. Tot daar was dit eintlik profesie van oordeel oor die volk, om vir hulle te sê, die moeilikheid kom, die moeilikheid is op pad, julle sal moet verander, en dit was vir al die leiers, met wie hy gepraat het oor hulle ongeregtigheid, hulle ongehoorsaamheid aan die Here. En toe die stad val uiteindelik, in hoofstuk 33, verander die profesie van Esegiel, en begin dit profesie raak van beloftes, van troos, van uitkoms, dat die Here hulle sal help. En hierdie profesie en gesig wat hy sien in hoofstuk 37, is die mees bekende gedeelte hoofstuk in die hele boek Esegiel. So kom ons lees dit saam met mekaar, daarvan, ek gaan eers vers 11 lees, laat ons net weer hoor waaroor gaan die visioen. Die Here sê toe vir Esegiel, mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Kom ons begin dan by vers 1, waar Esegiel vir ons vertel, die hand van die Here was op my. Die Here het my deur die ruach van die Here, die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop en kyk, daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê en hulle was heeltemal verdroog. So is 'n regte olifant begrafplaas, net mense, beendere wat daar lê, en hy sien dit, dis heeltemal verdroog. Partykeer stap mense in die veld en dan sien jy die skelet van 'n diertjie wat daar lê, en dan kan jy sien, joh, dit lê al lank, want die son het sommer al dit, daar is niks lewe meer in daai beendere nie, partykeer is hulle so gekraak en heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my, die Here vra vir Esegiel, mensekind, kan hierdie beendere leef? En dis waaroor dit gaan, oor lewe, oor leef. Esegiel het geantwoord, my Here, net U weet dit. 'n Mens weet wat hy dink. Hy kyk na daai beendere en hy dink, daar is die hoopie. Dis verby. In vers 4 skryf hy, toe sê die Here vir my, profeteer, praat oor hierdie beendere. Sê vir hulle, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here vir hierdie beendere, kyk, ek gaan ruach, gees in julle laat kom, en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, ruach, asem in julle gee, sodat julle kan leef. As dit nou 'n regte vallei was, met regte bene, dan sou daar 'n vreemde gesig wees. As jy nou daar verbygestap kom en jy sien, wat gaan met die man aan? Hier staan hy, jy sien niemand anders nie, en hy praat met die bene, en hy roep die bene, en hy vertel vir die bene. Dan sal julle besef dat ek die Here is. En daar hoor 'n mens iets van die Here se hart, dat die Here hier met 'n volk werk wat uiteindelik het die ergste hulle getref. Hulle is in ballingskap, hulle is uit hulle land uitgeneem, hulle tempel is platgeslaan, hulle het hulle koning verloor, hulle leiers. Al die dinge wat die Here vir hulle beloof het, het hulle verloor. En in daai tyd het mense gedink dat as 'n ander volk jou kan wen
en alles gaan oor godsdiens, dan is sy God sterker as jou God. En daarom het hulle gedink, hulle is eintlik sonder die Here ook. En nou sê die Here, ek gaan iets laat gebeur met julle, wat julle sal laat besef dat ek die Here is, dat ek selfs in die ballingskap, die een is wat besig is met julle, en wat met julle werk. Ons lees dan in vers 7, ek het geprofeteer, soos ek beveel is. So al is dit 'n visioen, ervaar Esegiel, hoe die Here met hom praat, en vir hom sê, doen dit, en hy doen dit. Hy's gehoorsaam aan die Here, hy voel so gedring, dat hy praat. En hy sê, daar was 'n geluid, net toe ek profeteer, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk, en so waar, aan hulle is daar senings en vleis, kom tevoorskyn. Vel is van bo af oor hulle getrek. Maar ek besef, daar was nog geen ruach, geen asem in hulle nie. Die Here sê toe vir my, sê Esegiel, profeteer vir die ruach, die wind. Profeteer mensekind en sê vir die ruach, die wind. So sê my Heer die Here, wind kom uit al die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Tweede keer wat hy moet praat, en hy praat. Ek het geprofeteer, soos hy my beveel het. Die ruach, die wind, het in hulle ingegaan, en hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n buitengewone groot leer. Die Here sê toe vir my, mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Daarom profeteer en sê vir hulle, so sê my Heer die Here, kyk, ek maak julle grafte oop, en ek sê julle uit julle grafte laat opkom my volk. Ek sê julle terugbring na die grond van Israel. Hulle is nie regtig dood nie, maar vir alle praktiese doeleindes is dit waar hulle self bevind. Dat dit wat binne hulle gedagtes is, in hulle gemoed, in die murg van hulle pype, is die dood. Dis so goed asof hulle klaar in die graf is, asof hulle begrawe is. Daar is niks krag nie, daar is niks energie nie, daar is niks weerstand nie, daar is niks hoop nie. Hulle is so slagskape wat uit Jerusalem uitgelei is na Babel toe. Alles is verlore, alles is weg, daar is geen hoop nie. Die Here sê, julle dink oor julle self soos dooies, soos dooie gebeendere, in grafte. Ek gaan julle oopmaak, ek gaan julle uithaal, ek gaan julle terugbring. Julle sal besef dat ek die Here is, wanneer ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my ruach, my gees in julle gee, en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak van die Here. En hier is die ding wat nou bykom, wat aanvanklik nie by was nie. Dit was alles daar, die beendere was daar, die senings was daar, die vleis was daar, die vel is boor getrek, maar die bene bly lê. Die mense is nog steeds hulpeloos en hopeloos. Alles is daar waarmee hulle moet werk. Maar dit wat kort, is die ruach van die Here. En dis nou maar my asem, so hy gaan maar gou uitgaan. Maar die Here se asem is anderste. Ons lees dat daar verskillende woorde in Afrikaans gebruik word, maar in Hebreëus hoor ons heeltyd hierdie herhaling. Dis 'n refrein wat dwars deur hierdie teks loop. Die ruach, die ruach, die ruach, die ruach. Die ruach, die gees van die Here, het my uitgelei, my neergesit in die laagte. Die Here sê, ek gaan ruach, gees in julle laat kom. Ruach, asem in julle gee. Sê vir die ruach, die wind. Die ruach, die wind het in hulle ingegaan. En dit het al die verskil gemaak. En wat Esegiel vir die volk aan herinner, is hoe beland 'n mens in hierdie dood? Hoe beland 'n mens in hierdie graf, wat jy vir jouself grawe? Wat gebeur met mense as jy by daai punt kom waar jy so hulpeloos en hopeloos voel, dat dit vir jou voel, jy kan nie roer nie. Jy het niks. Tot jy beklei met pyn in jou gebeente. Die hopeloosheid het jou lam gelê. Jy het niks. Jy het niks meer oor nie. En dit is waarvan Esegiel getuig, van daai plek. Jy verklaar oor jouself, ek is reeds in die graf. Jy haal asem, maar dis nie lewe nie. Dis die asem van die dood wat jy haal. Jy's klaar toegegooi, daar's geen hoop meer nie.
En dis nie die Here wat dit oor hulle sê nie. Die Here sê, hulle sê dit oor hulle self. En hierin lê 'n geweldige les vir ons om te leer. Dat 'n mens jouself kan oopmaak en weet dat daar is net een wat die lewe gee. En dis die een wat sy ruach in ons blaas. Toe die Here vir Adam gemaak het, was Adam klaar gemaak. Maar die Here het sy asem in hom geblaas. En ek sê weer, dit wat Esegiel sien, is nie mense wat dood is nie. Esegiel sien 'n volk van God, wat tot in hulle murg oortuig is, hulle is dit nie meer nie. Die Here het hulle verlaat. Hulle is aan hulle eie lot oorgelaat. Hulle is uitgelewer aan die Babyloniërs. En daar was goeie mense onder daai mense. Daar was mense soos Daniël gewees, soos Esegiel. Mense wat steeds die Here gedien het, maar omdat hulle kollektief deel is van hierdie groep, het hulle dieselfde lot getref as die res van die groep. Maar die Here praat nou met hierdie groep en sê, as groep het julle julleself klaar begrawe. Het julle julleself klaar dood verklaar. Het julle verklaar dat ek afwesig is, dat ek dalk teen julle is, dat ek julle verlaat het. Die Here maak 'n belofte dat hy ons nooit verlaat nie. Dat hy die een is wat hierdie ruach in elkeen van ons kom gee. Iemand wat kommentaar skryf oor hierdie gedeelte skryf en sê, ruach is more than an interesting linguistic observation about the Hebrew language. It's a pastoral gift. Ruach is spirit, like the Spirit of God, who prays for us when we cannot find the words. Ruach is also breath, which means that if you are breathing, you are praying. Dis 'n interessante konsep wat die Meg stelling wat sy maak, dat wanneer ek daar sit en ek is hulpeloos, hopeloos, dat ek bewus kan begin raak van my asemhaling, en besef op 'n manier is die ruach van die Here in my, by my, bloot die feit dat ek asemhaal, sê dat ek nie verlaat is nie, dat die Here hier by my is. Ballingskap bring hierdie gevoel van hulpeloosheid, van hopeloosheid, van afgesny van hulle land, hulle tempel, en soos dink hulle ook van die Here, hulpeloos, sonder hoop, sonder hulp. En dan kom Esegiel, en hy bring 'n boodskap, 'n belofte. Ek sal my ruach, my gees in julle gee, en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. En dan skryf Meg weer oor die gedeelte, en sy sê, if you can find a gentle, quiet moment to reconnect with your breath, you can trust that still, steady inhale and exhale is doing spirit work, even when it feels like you aren't praying, or if you can't pray. So wat sy sê is dat net deur bewus te word van my asemhaling, in daai oomblikke wat ek so teen die grond is, en so voel dat alles is hulpeloos, hopeloos, ek is eintlik klaar in die graf, dat ek na my asemhaling kan luister en besef, maar die Here is steeds besig om deur my asem te haal, dat ek hoop kan put uit die feit dat ek lewe, dat ek steeds lewe. In Romeine 8 sê Paulus, omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. En Paulus skryf ook daaroor en hy sê, lewe deur die gees. Dit beteken nie net eendag as ek dood is, sal die Here my uit die dood uit opwek, my sterflike liggaam en ek nie. Maar die Here reeds hier en nou die lewe in my is. En dat ek, wanneer ek deur die gees lewe, wanneer ek my lewe deur die gees leef elke dag, dat ek kan vashou daaraan dat die ruach van die Here deur my vloei, en dat ek kan staatmaak dat daai selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, my in elke oomblik en insident waarin ek beland kan opwek. Wat 'n wonderlike genade, om te weet wanneer daai angs my pak, daai moedeloosheid, daai hulpeloosheid, dat ek vir myself kan sê, Maarten, wie verklaar jou nou dood? Dis jyself. Want die Here het beloof, ek sal jou nooit verlaat nie. Niks in die hemel of op die aarde, selfs nie die dood kan jou skei van my liefde, die liefde wat daar is in Jesus Christus nie. En dat miskien in daai oomblik sê ek, man, wat het nou verander? Nou niks het verander nie. Ek is in dieselfde gemors waarin ek was. Ek het dieselfde diagnose as wat ek net nou gehad het.
Die verskil is dat jy skielik vir jouself weer herinner daaraan, wat die Here oor en oor vir jou in sy woord verseker. Ek is by jou. Ek gaan saam met jou. My krag is in jou. En selfs al sou jy sterf, hy wat in my sterf sal nooit vir altyd dood wees nie. Want ek is die opstanding en die lewe, sê Jesus. Ek sê weer, as mense wat lewe oor wie ons hier praat, nie oor dooies nie. God, die enige Vader, Seun en Gees is by jou, by my, by ons. En daarom moet ons ook as 'n kollektief, as Christene, as gelowiges, moet ons heeltyd vir mekaar herinner daaraan, dat die Here in ons is, dat die Here by ons is. Psalm 23 ken ons so goed, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Ek hoef, maar ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U ruach vloei deur my. Joyce Roep skryf, I do not wrestle anymore. Only wait, for you to bring my dry bones into dancing once again. Ons weet min van ons eie skool 180 jaar gelede. Wat weet ons van om 'n slaaf te wees in Amerika? Niks. Maar nou en dan sien 'n mens tog flieks wat iets wys daarvan. En dan probeer 'n mens jou indink in daai uitgelewer wees aan 'n ander mens. Jy is swart, jy kom uit Afrika uit, hulle is wit, hulle bly in Amerika, jy's nou ook daar. En hulle het alle seggenskap oor jou lewe. Jy kan nie vlug nie, dan word jy gejag. En nou werk daai mense in die lande. En hulle lees Jesegiel 37. En dan begin hulle sing. Oor hierdie hooploosheid en die moedeloosheid wat hulle ervaar. En een van die liedjies wat toe in 1930 vir die eerste keer nou neergeskryf is hierdie liedjie, Dry Bones. En kom ons luister na die woorde, dis ook hartseer dat hulle so netjies moet lyk, want hulle is nou al jare na die slawerny, maar is nog steeds 'n ding van rasse verskille daai tyd toe daai lied gesing is beslis. En kyk hoe netjies moet hulle lyk, anders moet hulle lyk as wat hulle dalk by die huis lyk, net sodat hulle inpas. Maar kom ons luister wat sing 'n mens in sulke omstandighede. Ezekiel connect them, dry bones, Ezekiel connect them, dry bones, Ezekiel connect them, dry bones, now hear the word of the Lord. When your toe bone connects to your foot bone connected to your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your thigh bone connected to your hip bone connected to your backbone connected to your shoulder bone connected to your neck bone connected to your head bone. Now hear the word of the Lord. Them bones gonna walk around. Them bones gonna walk around. Them bones gonna walk around. Now hear the word of the Lord. Disconnect them bones, a dry bone to disconnect them bones, a dry bone to disconnect them bones, a dry bones. Now hear the word of the Lord. For when your head bone connected from you, a neck bone, your neck bone connected from you, a shoulder bone, your shoulder bone connected from you, a backbone, your backbone connected from you, hip bone, your hip bone connected from you, thigh bone, your thigh bone connected from you, knee bone, your knee bone connected from you, leg bone, your leg bone connected from you, ankle bone, your ankle bone connected from you, heel bone, your heel bone connected from you, foot bone, your foot bone connected from you, a toe bone. Now hear the word of the Lord. Oh, well, them bones, a dry bones, them bones, a dry bones, them bones, a dry bones. Now hear the word of the Lord. Them bones, a dry bones, them bones, a dry bones, them bones, a dry bones. Now hear the word of the Lord. Hoor die woord van die Here. Die Here se ruach is in jou. Amen. Kom ons buig die hoofde saam. Hemelse Vader, Here, U ken ons harte, U ken ons gemoedere.
Jy weet hoe maklik ons bestek opneem en onsself hulpeloos en hopeloos verklaar. Hoe maklik, en ekskuus as ek dit sê, want ek weet my omstandighede is geseënd. Maar hoe 'n mens selfs by moeilike tye in jou lewe kom. En waar 'n mens jouself ook begin oortuig dat U ons verlaat het. Dat U ons prys gegee het. Dat U my nie meer lief het nie. Dat U rug op my gedraai het. Dat dit verby is met my. Here, mag ons oë oopgaan, sodat ons in daai oomblikke weer die kruis sien, en weet, so lief het God vir my gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat ek wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dat Paulus vir ons sê, as U dit gedoen het, sal U dan nie al die ander dinge wat nodig is, by Christus voeg, sodat ons behoue in die hemelse koninkryk kan kom nie. U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Dankie dat ons ook hierdie teks kan neem vir onsself in hierdie dag. En weet, natuurlik gaan daar swaar tye nou kom. Natuurlik gaan die petrol en die dieselprys styg. Natuurlik gaan die kunsmisprys styg. Natuurlik gaan dit gebeur dat dinge nie oornag reggestel word nie. Dat ons regering dalk ook nie oornag kan reageer op al die dinge wat ons lewens bedreig nie. Maar wat vas staan, is dat U Gees, U Ruach, oor hierdie aarde beweeg en in ons is. En dat U met daardie selfde krag van die Gees, U seun uit die dood uit opgewek het. Dankie dat ons weet, daar is krag in ons. Dis nie ons eie krag nie. Dis die krag van U teenwoordigheid. En daai krag is sterker as enigiets wat in hierdie lewe met ons kan gebeur. Selfs wanneer ons sou sterf deur dit wat met ons gebeur, dan kan niks die Ruach wat U in ons gee, doodmaak nie. Ons wag op U, Here. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lied 593, wat Romeine 8 is, wat sê ons wag vir die Here om te kom. Die skepping en ons almal wag. En dis 3 verse, Allison, asseblief. Ontvang die seën van die Here. Daarna sing ons die lied saam waarin ons die seën vir mekaar sing. En ons weet nie hoe dit met elkeen langs ons gaan nie, maar vat maar so mekaar en herinner mekaar daaraan dat die Gees van die Here is by jou.
Ons is ook by mekaar. Die Gees wat die Here in ons gee, maak ons ook sy gestuurdes. Wees 'n hand wat aan 'n ander mens vat en hulle troos en sê die Here is by jou. Die Gees van die Here is by jou. Moenie moedeloos bly nie, hopeloos voel nie. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.